is altyd 'n vreugdevolle soort tyd om by mekaar te kom. Ek het nou net die woord letterkundig gehoor. Ek gaan bepaald nie vandag letterkundig praat nie. Ek weet nie wat dit beteken in elk geval nie. In 'n stadium het ek gedink, daar is nie literêre werke nie, daar is net 'n literêre manier van studeer. Van kyk na daardie goed. Waar jy dit is bevestig toe ek by Wenda 'n kursus ingestel het in my vak die literêre teorie vanuit Afrikaans en Nederlands. En toe kry ek baie studente wat eintlik oorgeloop het, hulle is ook oorlopers. Oorgeloop het uit ander kursusse wat hulle gedop het. Toe hulle nie meer 'n eerstejaarsvak wat hulle kon neem nie, toe kom hierdie voel en hy skep 'n departement en 'n hele vak literêre teorie. Toe sit ek met die druipelinge. En ek het niks teen hulle gehad nie, hulle het gedruip. En dit gebeur met mense. En hier is hulle vreeslik opgewonde om literêre teorie te kon kry en ek gaan met baie idealisme en sê vir hulle nou gaan ons kyk na en hulle oë word so glaserig as ek begin praat van die literêre teorie. En toe sê ek, dan moet tekste wees wat almal ken. En dan kom mense uit verskillende agtergronde en tale en goed van die aard. En in daai tyd van die skeiding van taalgroepe onder andere, was ons universiteit veronderstel om net Wenda en Tsonga sprekende mense te akkommodeer. Maar ek en 'n vriend van my het die wet gegryp en herskryf en die entire gerepeal van die apartheidswet op die universiteit. So ons kon toe sonder enige ministeriële toestemming of wat ook al mense van oral aanvaar, ons was die eerste nie-rassige universiteit. In elk geval, nou sê ek vir die mense, die sogenaamde druipelinge, wonderlike mense, en ons druipelinge is maar verskriklik briljant en sagmoedig. Baie vriendelik. Toe sê ek vir hulle, wat ken julle almal? Watter kursus of romans of gedigte of iets? Ons moet tog literêre goed bekyk. Toe was daar niks. Behalwe Days of Our Lives. Nou moet ek sorg dat ek by die universiteit waar ek baie vroeg begin klas gee. En partykeer was daar boykotte en klippe het gevlieg en bierbottels en so aan. Lees. Dan moet ek haastig huis toe gaan wanneer ek ook al kan, want partykeer het die klas gegee tot 9:30 in die nag. En dan was daar partykeer 'n luislang of 'n eystervark in die pad na buite Marola. En gaan kyk na Days of Our Lives, om dit die volgende dag of die volgende week met die mense te behandel as literêre teks. Wel, dit is 'n teks wat literêr behandel word, want die ding het karakters en uit 'n milieu en uit situasies en uit spanning en uit allerhande goed van die aard. En dit is soos klassieke musiek. Ons het vandag begin die week so gesprek gehad oor mense wat goed toons het en dan word dit skielik klassiek of dan word dit skielik jazz, né? Jy speel Sarie Marais maar net dem stadig onder andere. Nou, Rosa se vorige boek, ons spring nou na Rosa toe want sy is die belle of the ball. In haar vorige boek is daar 'n stelling dat die gedig nie 'n gedig is nie. Nee, dit klink soos Magritte, nie waar nie, die skildermense. Wat sê dit, hierdie pyp is nie 'n pyp nie. Wat julle hier sien veronderstel as 'n pyp, is nie 'n pyp nie. Dis iemand se lewe, daai gedig. En nie noodwendig dat die spreker Rosa Smit is nie. Maar die punt is, om so 'n bundel te kom ontvang, is ek twyfel of dit 'n letterkundige aangeleentheid is nie. Want Van Wyk het byvoorbeeld gesê, 'n sintese is slegs belangrik by 'n geleentheid. Aan die ander woord, as iemand doodgaan of bundel of saamgevat word met 'n bekroning of iets van die aard, dan het jy 'n sintese. En die sintese is dan eers gepas. Maar gewoonlik, as jy kyk na kunswerke, dan kyk jy nie na gehele nie, jy kyk na kunswerk. Jy kyk na skildery, beeldhouwwerk, film, of 'n gedig, of wat ook al. En hier kom ons nou met die verskriklike mooi, opwindende nuwe ding van Rosa. Dis haar derde, sal baie mense weet. Die eerste een is bekroon met die Ingrid Jonker Prys. En tereg, die tweede een is deur Protea uitgegee. Dis 'n pragtige boek. Ek was verskriklik opgewonde toe hy verskyn het.
En terwyl ek hierdie week nog voorberei het vir wat ek vandag gaan sê, en ek kyk nooit na die goed wat ek voorberei het nie. Toe kry ek my praatjie vir die vorige boek. En toe stuur ek gou vir haar 'n kopie daarvan en vir Erna om dit miskien in bloots te sit. Want dit is 'n vreeslike belangrike ding wat nou gebeur. Hierdie rooi veer in Wasco se hoed is 'n hiperbelangrike ding wat gebeur. As jy my nie glo nie, lees van Wyklou, lees wat sê hy van 'n samelewing waarvan die literatuur nie aktief, dinamies en baie goed is nie. En hier kom ons nou met die literatuur, maar dis nie net 'n gedig nie, dis nie net 'n bundel of literêre goed nie. Dit is lewensondervindinge. Dit is verwondering, is een van die woorde wat ek agter op die boek gebruik. Gedigte van 'n intense belewing van die wêreld, ook deur die oë van ander karakters, soos Vasco da Gama. En die eienskappe daarvan gaan ek nie letterkundig noem nie. Dit is baie moontlik om hier te kom sê waaroor alles gaan en wat se tema is en al die tegnieke en handgrepe en goed wat gebruik word. Maar die wat dit doen, sê van Wyklou, weet nie. Ek lees gou 'n kort gedig met die naam Seeweg en ek moedig die geagte luisteraar aan om net te luister. Maar die klanke is baie belangrik. Die klanke samespel is verskriklik belangrik. Ons klank is die skilder se kleur. Seeweg. Ek sien lande, eilande en die lang wit handbeentjies van strande en voor op die middelrib van my skip my puur geluk, amulet van koraal en skulp, my roesbruin roset, die verweerder vir my reis teen wind en sout. Nou, ek dink dan kry 'n mens onmiddellik by die inset, dis baie na aan die begin van die boek, die soort kwaliteit, die soort presiesheid, ek noem dit ook agterop, die weg wat die gedig volg na voleindiging toe. Die vreugde van voleindiging is uit 'n ander gedig aanhaling. Ek dink dis Huiskat van Liesbeth Eybers, wat reggemaak is en nooit die vreugdes sou ervaar wat in hierdie sprekers se lewens gebeur, onder andere via Vasco da Gama nie. En hier lê rooi vere rond. Dit is interessant, baie dikwels in die skilderkuns, met my beperkte kennis daarvan, val dit my op dat 'n klein besonderheid in 'n skildery, 'n peer byvoorbeeld, of 'n groen streep, die ding sy hele titel gee, sy hele raison d'être, die hele bestaansrede, bestaansreg word herlei, ek wil nie sê reduseer nie, maar word herlei na iets baie gerings in terme van die hele visuele plan, of ruimte waarin iets gebeur. Nou dit kan ook met gedigte gebeur. Ek dink in hierdie geval, is een van die mooiste gevalle in Afrikaans, waar so 'n klein besonderheid soos die rooi veer in Vasco se hoed, soos die meisietjie met die rooi rok in Schindler's List, nie waar nie. So, ons praat nie net van literêre goed nie. Dit is effekte wat gebruik kan word om iets te isoleer wat verskriklik belangrik word. Nou daar is belangrike digters in Afrikaans, of hulle gedigte so belangrik is, weet ek ook nie altyd nie. En dit gebeur baie dikwels. Iemand soos Robbie Burns, is hier enige skotte met leë bierblikke? Want iemand soos Burns word genoem onder andere as 'n sixth-rate poet, né? Nie so goed nie. En dan die Longfellow in Amerika is 'n national poet en hy's baie belangrik, maar D.H. Hall in sy antologie, bloemlesing sê vir hom, hy is nie, omdat hy so nasionaal is, hy is nie so goed soos die un-American activities wat die ander digters pleeg nie. So jy kry belangrike digters. Ons is gelukkig om baie belangrike digters te hê, maar dit is soveel intenser en interessanter as jy belangrike gedigte kry. En daar is baie bundels wat jy van voor tot agter lees, en dan vra jy soos Roy Campbell, but where's the bloody horse? En ek sien die tuig en die stang en al die ander, maar was die perd. Ek soek die verwondering, ek soek die opwinding. En as ons hierdie gedigte begin lees, ek spring sommer na Emmanuel Jal op bladsy 40
Verhoogkunstenaar sê die onderskrif gewese kindersoldaat in Sudan. So hier's weer aktualiteitsverwysings. Emmanuel sing van die hoë berg en hy sê die pad om tot hier te kom. Klanke is koel soos die savanne gras waarin hy gelê het tot die winterrivier klappertand raas oor sy ma soos 'n stroois teen die klipheuwel brand. Hy het gekom tot hier om 'n pad te kry waar daar nie dooies so slaghaat lê nie. O, hy het gewag in die koel savanne gras tot die boontjie rank oor die bissiemandjie klim. Emmanuel huil as dit donker is en huil as niemand kyk nie. Maar hy weet dat poesie beenerig uit vodde klim. Dat woorde soos 'n vlag val maar weer opstaan met die wind en uit die rokerige savannegras 'n rooi vink soos 'n vlam uitslinger vir die seunsoldaat wat met sy AK lê soos 'n kind met sy ma. Pyn, sing hy, wil met my geletselde lyf meeding, maar my asem rymel na die blom wat hoog in die marulaboom sit. Emmanuel sing soos dryfsand wat in die winterrivier kantel en rol wakker word onder die gebreekte mas van die skip op die strand van Ethiopië. Maar daar is iets in die wind wat deur die mangoboom waai en die lampe laat kletter op 'n skip. Skipslampe is mos afgestam van die groot lig wat kom tot die wederkom, tot die wederkom. Dit is 'n magtige, belangrike gedig in Afrikaans. Kannemeyer noem byvoorbeeld die dans van die reën 'n baie belangrike gedig in Afrikaans. Met ander woorde, dit gaan nie oor die onderwerp as mense sulke onwoorde kan gebruik nie. Dit gaan oor die teenwoordigheid. Die word 'n aanhaling van Rilke gebruik onder een van die mooi kompassies. En dis spesifiek hierdie een van Rilke. Hy sê the only journey is the one within. Die geïnternaliseerde belangrikheid van 'n menslike belewing van goed wat 'n mens besef en beleef. Ek gaan nie te veel van die gedigte belees nie, want ek is seker daar sal al hoe meer voorgelees word en dat mense besef, hulle moet die boeke hê, veral 'n getekende boek, om die waarde daarvan te laat insypel en insyfer sulke goed. Rosa se nauwlettendheid as vakpersoon waak teen politieke korrektheid. There's no wisdom in it, sê Ezra Pound. Want hulle sê altyd, sê maar in struktuur lê daar kwaliteit, né? Hoe meer die ding bewerk is, hoe beter is hy. En die kunstenaar weet, dis nie waar nie. Daar's geen resep, geen voorskriftelikheid waar volgens jy daai resep toepas, en Ted Hughes sê dit ook, en hoop hy gaan elke keer werk, en elke keer die regte stemtoon gee nie. Maar die verwondering, soos by daai seetog wat ek gelees het, is 'n verwondering wat ons na eerste bundel gekry het, wat by die begeleiding van duwe, met die begeleiding van duwe, absoluut oorloop. Dis wonderlik. Ek dink vir baie mense was die gedigte daarin soms te vrugbaar, te vrugtig. En ek verwys nou na die groot digter Dylan Thomas, wat al verskriklik baie skilderye geïnspireer het. Toe hy dood is, toe is dit natuurlik uit die mode uit om Dylan Thomas op prys te stel. En toe die mense gesê, maar dit is te aards en te fruity. En ek dink in Afrikaans is daar baie dikwels 'n gevaar, dat daar net na askese toe geryk word, na been en klip en droogte en ou saadpeel. Ons kan almal daai game speel. Dit is baie maklik om daai goed te doen. Maar om die lewe in sy volle vlug te vang, in sy volle swang aan te keer, né? En tot gedig, as gedig te vang. Dit kort baie reise na binne. In die bundel is daar ook vreeslike interessante, goeie dinamiese gedigte oor die reise na New York en Amsterdam, die Noordsee, Dublin, Stockholm, allerhande sulke plekke, en Berlyn, en ek noem hom omdat hy scary is, as mense daar kom. Dan is daar geweldige ander reise in die natuur. En dan wil ek 'n gedig voorlees oor die natuur ontginning, die ontdekking, as somer dan hier dun groen takke is met duie wat swaar van krop en koer opfletter en af, om verlangend die son tussen wolke uit te poog, die optog, die rooi vlag, die stromende parade na die vreugdevure van 'n binneplaas. Wat sal die winter later daarvan hou? Die koer van asgrysduwe,
Die dun asem van die mirtebos en die klawerkool sien wegkruip onder die uiegras en anys. En wonderend wegkyk van die rooiserf vergete onder 'n tuinbank van die park. Nou daar's nog 'n rooi item. En terwyl ons in die klasse was, in 'n stadium met Rosa gesê, dis baie maklik vir die kritici om 'n eenheidsbundel te identifiseer. Hulle maak enige bundel tot 'n eenheid, want sy sê dan skryf sy 'n rooi ding hier en 'n rooi ding daar, en dan sê hulle ons bring die twee, nog 'n derde bymekaar. Maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit moet oor die revolusie gaan. Ja. So hier stig ons nou eintlik die vereniging van die vrye boek. Ek is baie bly Fanie is hier. Ons het net gehoor van Cordus. En Rosa se boeke is telkens 'n bevryding. Dit is regte verkennings, dit is regte reise, die aandoenlikheid van die Emmanuel Jal wat ek gelees het. Ek gaan nie eers probeer om die gedig aan mamma te lees nie, want dit is verskriklik wonderlik en aandoenlik. Maar die groot eienskap van die bundel, en ek hou nie daarvan om die gehele te noem nie, maar een van die baie belangrike goed wat gebeur in die gedigte is die geloof. En ek dink dit is 'n ontsettende belangrike, dinamiese en vrugbare eienskap van baie van Rosa se gedigte, waarsonder baie van die gedigte hulle timbre sou verloor het. So dis vir my verskriklike vreugde om vir almal te sê, leef saam met hierdie boek van Rosa, lees hom. Dit help nie mense skryf wonderlike boeke soos Minnie en niemand koop dit nie. Want ek praat met soveel mense wat die boeke het, maar nie kan onthou van 'n episode en dan kom ek agter maar hulle het nie eens gelees nie. Ons almal het glo trapfietsse in die garage. Dis baie meer trapfietsse as mense. Maar hulle word nie gery nie. Ry asseblief hierdie gedigte op die rooi veer na die verbeelding en die verwondering en die geloof en alles wat mooi is. Baie dankie. Baie geluk Rosa.